Prys die Here. Is jy nog bly? Amen. Suster, ek wil graag met u praat vanmôre oor klere. Ek praat nie van rooi, wit en swart nie. Ek praat van klere wat ons dra. Ek het in my hele bediening van 45 jaar nog nooit oor kleredrag gepraat, wat jy moet dra en wat jy nie moet dra nie. Want ek glo dat die Here, as hy gered is, sal hy gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir die deur sy gees vir ons sê. Daar was baie keer in die verlede al dinge gedoen en kwade gevoelens gewees oor klere en kleredrag, maar ek wil vanmôre met u praat oor klere uit die Bybel en wat die Bybel dink van klere en die belangrikheid van klere. Ek dink as ons nou in hierdie wintertyd nou sonder klere is, sal ons maar 'n bietjie moeilik gevat het. En ek sê vir my vrou, en my vrou het al baie keer vir my ook gesê, ek sou 'n baie slegte boemelaar gewees het, want ek weet nie hoe hou mense dit nie, dis net genade. En as ek hulle so sien, dan sê ek, ag Here, asseblief, maak vir hulle weg, want dit is nie maklik om onder 'n brug of by 'n garage of in die straat te kan wees nie. Maar klere is belangrik. Van die begin van tyd was klere deel van die karakter van die mens. Nogal interessant hoe sekere lande verskil met hulle kleredrag. Jy kan die lande uitken met die manier wat hulle aantrek. Selfs in die weermag, die verskil van die verskillende uniforms wat gedra word. So elke land het sy identiteit en dit word deurgegee in dit wat hulle dra. Ons merk in Genesis 3, nadat Adam en Eva gesondig het, sê vers 3, jy kan nou kyk na vers 3. Dis reg in die begin van die Bybel. Hy sê, toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak, uit vyeblare. En dan sien ons verder, in vers 21, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg in 'n tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit geneem is. En ons merk hierso dat, ek net gou dit kry, een van die versies hier sê, en die Here God het vir hulle velle aangetrek. In ander woorde, toe daar vir die eerste keer het dit al deurgeskemer van bloed wat gestort word vir ons om gekleed te wees. Nou,
Ek wil net begin ook sê dat toe Adam en Eva in die tuin van Eden was hulle nie naak gewees nie. Hulle was geklee met die geregtigheid van God. En nou dis hoe God dit beplan het, dat elke mens, as daar nie 'n val van sonde was nie, sou geklee gewees het met 'n kleed van geregtigheid. Amen. En dan gaan ons nou verder, ons kom heel wat verder tot by die kruisiging. Nou wil ek graag hê dat jy moet oopmaak en saam met my lees uit Johannes. Johannes die 19de vers van vers 23. Johannes 19 van vers 23. Het jy dit almal? En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele. Vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewerwe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. By die kruisiging was daar baie dinge wat plaasgevind het. En baie keer word daaroor gepreek. Die lyding van Christus was geweldig. Daar was gespot en gespieg. En hulle het nie omgegee hoe hulle Jesus hanteer het nie. En iets wat aangrypend was Jesus se gebed vir sy moordenaars. Daar was nooit in sy hart enige haat teenoor die wat gesondig het nie. Sy opdrag ook aan sy disippels was om na sy moeder te kyk. Een van die mooiste tonele seker, sy genade aan die sterwende kwaaddoener langs hom aan die kruis, wat gevra het, wees my genadig. Wanneer ons uitroep, wees my genadig, kan ek hier waarborg, daar word 'n beweging in die hemel, en Jesus kyk na daardie oproep. Dat Jesus kyk na daardie kreet, wees my genadig. Ek kan nie glo vir een oomblik dat enige mens op aarde, wat nog ooit uitgeroep het om genade, van God, nie genade ontvang het nie. Iemand die sit vanmôre, het genade ontvang. Dis genade dat hy hier is. Dis genade dat ons asem kan haal. Dis genade dat ons kan uitroep in sy naam, openbaar as ons God en Meester. En dan sy oorgee van sy gees aan sy Vader. Die grootste prys kon niemand nog ooit betaal as dit nie. Maar terwyl al die dinge mooi plaasvind, was daar aan die voet van die kruis die soldate wat besig is om die klere van Jesus te verdeel. Terwyl hy pyn in sy liggaam gehad het en was besig om te ly en om te sterwe, verdeel hulle sy klere. Dit was seker een van die armste boedels wat nog ooit plaasgevind het. Alhoewel die volheid van God in daardie klere was, ek gaan nou met die daaroor praat. Hy was baie ryk in hemelse heerlikheid. En
Dankie Cora dat julle vir ons dit gesing het, die man met die purper kleed. Daar was iets spesiaal oor die klere van Jesus. Dit was nie net maar 'n gewone, ja, dit was gewone materiaal, maar toe Jesus dit aantrek, toe gebeur daar iets wat nie normaalweg gebeur nie. En dit is dat daardie klere ontvang ook die heerlikheid van God. Onthou, God was gees. Hy het ook 'n regverdige kleed aangehad. And he was stripped of that. Jesus was, he was stripped of his heavenly garment. Hoe kan ek so iets sê? Omdat hy op die kruis van Golgotha nie sonde gepleeg het nie, maar hy het sonde geword. En as jy sonde is, doen, of sonde word, dan ontkleed jy jouself van die geregtigheid van God. En hy was as mens alleen op daardie kruis. Dieselfde klere, dieselfde kleed, sien ons in die woord van die Here. Is daar 'n vroutjie wat sê, wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. En weet jy wat sê sy? Sy sê nie, as ek net Jesus kan aanraak nie, as ek net sy kleed kan aanraak. Daar was krag in die kledingstukke van Jesus. As ek net sy kleed kan aanraak, daar was krag in sy kleed. Hooglied beskryf Jesus se kleed as volg, luister mooi. Die geur van die klere is soos die geur van die Libanon. Halleluja. Jesus het sy klere het 'n ander inhoud gehad as die gewone persoon. In Matteus 7 vers 2 lees ons die verheerliking op die berg. Hoe dit sê. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy aangesig het geblink soos die son. Luister nou mooi. En sy klere het wit geword soos die lig. Dieselfde klere wat hy gedra het verander. En jy sal merk, broers en susters, daar is dinge op TV en ek wil nou nie my daarin begryp of sê dit, nee, maar mense dan doen hulle towergoed en die klere verander so. Maar weet jy wat? Dis als 'n namaaksel van die oorspronklikheid wat eers by God was. Die heerlikheid van God, die kledingstukke van God. Baie mense beoordeel ander mense op klere en hulle aantrek. Die spreekwoord sê, moenie iemand op sy klere trakseer nie. 'n edelman kan dalk eenvoudige klere dra. 'n nikswerk kan dalk mooi pak klere aan hê. Maar die meeste gevalle kan 'n mens ander meet aan hoe hulle aantrek. 'n nar van die sirkus trek verspot aan. Mense wat rou, gewoonlik trek hulle swart aan. Jong lewende mense wat lus is vir die lewe, trek weer wit aan. En so kan ek aangaan. Sedelose mense hou daarvan om half naak te wees. Dis klere in die samelewing. En ek het baie daaroor praat. Jy sal merk dat deur die jare, elke nou en dan, toe ek 'n jong mens was, ek glo dit of nie, het ek lang hare gehad en bell-bottoms gedra. En ek het nooit gedink dat nadat ek groter geword en besef het, hoe kon ek altyd hierdie hoë skoene so boot tipe ding dra met hierdie bell-bottoms en so gefloddelde hemp met my lang hare. En toe eendag, toe sê my seun vir my, hy sê, Dad, tell me that shirt in that one photograph of yours, have you still got that shirt? I said, no, why? I said, man, I would like it because we all will wear it now. Toe sit hy weer, het al klomp van seisoene, toe kom het weer in.
En so herhaal dit deur die lewe. Maar daar's een iets wat nooit verlore mag gaan nie. Wat jy nooit oor spyt moet wees nie. En dit is die kledingstuk van geregtigheid wat God ons gee met die wedergeboorte. Prys die naam van die Here. Jy sal sien, baie mense praat as iemand sonde doen, daar was dan gesê die kleed was bevlek. 'n verloste kerk word voorgestel, luister mooi, die vrou, luister mooi wat sê, die verloste kerk word voorgestel as die vrou die bekleed met rein, fyn linne. In Openbaring 19 lees ons van Jesus, vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. Ek wil graag net vir u lees in Matteus 17. Ek gou dit kry, Matteus 17. Het is pragtig as 'n mens hierdie goed vir 'n mens oopgaan. Hoor wat sê hy, vers 16. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Op sy kleed. Amen. Jy sien die klere vorm 'n eenheid met die draer van daai klere. Het jy al 'n gesegde gehoor? Daai ding sal vir so en so pas. Jou identiteit, jou karakter word ook deel van jou kleredrag. Ek weet, mense sal nou vir my uitlag en sê, maar as ek nou die kleinkinders so sien, dan sê ek, wanneer het jy geval? Hy sê, maar oupa, ek het nie geval nie. Ek sê, maar jy moet, kyk, jou jeans is hele klomp gate in. Hy sê, oupa, hierdie ding was baie geld. Jo, toe ek geval het jare terug met jeans, het my ma dit reggemaak. Nou daar val jy as sprits dat jy 'n gat in die jeans kan kry. Aan die begin het ek gesê, was Adam en Eva daar. En hulle het die kleed van geregtigheid gedra. En die vyand maak 'n kleed wat besoedel is. Maar nou is daar iets mooi. Toe Adam en Eva in sonde val, toe word daar iets geslag, dit het ek genoem. En toe skemer dit deur na Christus toe, die lam wat geslag sou word vir u en my. En wanneer dit gebrei is, en ons neem hom aan, Jesaja 43:7, soos 'n lam het hy weggelei na 'n slagplek. Hoekom? Ter wille van u en van my. Om hom te bedek. Jesus was die lam wat deur sy bloed vir ons 'n kleed sou gee, wat ons weer eens bedek. Nou, daar's baie mense wat miskien met my sal verskil. Baie mense sê, maar God kyk nie na ons kleredrag nie. Ja, hy kyk nie na ons uiterlike nie, maar hy kyk na ons innerlike. Maar tog sê die woord baie duidelik, as die skottel binnekant skoon is, word die buitekant ook skoon. Dis tog belangrik wat ons dra. Daar word sekere kledingstukke gedra met sekere omstandighede. Dit sal dwaas wees van enige een. En ek het dit nog nie gesien nie. En ek hoop nie ek sien dit ooit nie. Dat mense in die kerk in sal kom met 'n baie kostuum. Want is nie die regte plek vir dit nie. Net so is dit verkeerd dat ons met 'n pak klere in die see in sal gaan. En sê ek wil netjies lyk as ek in die see ingaan. Dit sou nie reg wees nie. En as iemand vir 'n onderhoud gaan of na die staatspresident toe, dan waarborg as ons genooi is hier om na die staatspresident toe te gaan ons ordentlik aantrek. Hoeveel keer meer moet ons nie die regte kleed aan hê as ons 'n heilige God wil ontmoet nie.
as ons met die Here praat nie. Soos mense vandag feesklere het, is daar sekere tyd wat ons feesklere aan het. Ons jubel voor die Here en ons prys sy naam. Die kleed van geregtigheid. Die woord sê, die mantel van geregtigheid. Jesaja noem hierdie die gewaad van lof vir 'n verslae gees. Is dit nie mooi nie? Jy trek iets aan om die naam van die Here groot te maak. Kan ons net vir net 'n halwe minuut asseblief, staan gou op. Trek gou die gewaad van lof aan. Sê Here, ek loof U. Ek prys U. Aanbiddingswaardig is U. Here, sien ons vanmôre terwyl ons waai, dat al die eer, die lof en aanbidding aan U gee. O, Here, is 'n lof, 'n gewaad van lof vanmôre in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, die Here seën. Die woord saam voorsien, hy sê, hy vir ons sieraad gee vir as en vrede olie vir treurigheid. God wants us to be happy. God wants us to be glad. Amen. Ons moet bedek wees. Nou wil ek net gou iets noem wat baie belangrik is in verband met hierdie kleed in Matteus 22. Ek kan gou dit kry daar. Matteus 22. Was daar 'n bruilofsmaal, jy kan lees van vers 11. En toe die koning ingaan na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, noem hom nogal vriend. Jy sou dink as jy genooi is na 'n plek toe, dan gaan jy nie daai vriend wat jou genooi teleurstel nie. Maar hoor wat sê hy. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween en geknars wees van tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. It's not everyone that's going to make it. God laat sy son skyn en sy reën val oor die goeies en die slegtes. Dis waar, dis om God 'n goeie God is. Hy voorsien vir almal. Maar broer en suster, God sal nooit toelaat dat ons in die hemel kan ingaan sonder die kleed van geregtigheid nie. Ons moet bekleed wees met 'n bruilofskleed wat bypassend is met dit wat God wil hê. Nou die kleed van Jesus was eers die boekleed en dit was in 4 gedeel, maar die onderkleed wat sonder maat was, het hulle loetjies getrek. Die onderkleed sonder maat spreek van die besonderste genade, sy genade wat op jou en jou kon gedien het. Die genade van God is in dit wat hy vir ons gee. As jy hom aanneem, dan ontvang jy die kleed van geregtigheid. Baie verwerp hom, baie lag hom uit oor wat gebeur het. As ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak. As u vanmôre ook wil sê, Here, ek wil net die kleed aanraak, dan is God daar om vir u aan te raak. Ons het gehoor vanmôre, Rion het gesê, iemand wat getuig het, of iemand hier vanmôre wat getuig het van Suster Smit. En dit is so. God antwoord gebed. God maak gesond. Baie keer sonder dat jy dit weet. Terwyl ons so preek, terwyl ons so lof bring aan die Here, dan kom God en hy maak gesond.
He is the wonder-working God. En hy doen dit vir sy kinders. Hy het 'n saak met ons broer en suster. Ons hoef nie vanmôre klere te verdeel nie, want ons is deel van Christus. Ons het die kleed van geregtigheid aan. Die onderkleed spreek ook van 'n soliede eenheid met hom. Dit verbind jou met die eienaar. Hoe lyk ons lewens vanmôre? Is daar 'n eenheid met God? Is die deel van hom? Het jy sy kleed van geregtigheid en heerlikheid op jou? Is jy die volmaakte onbeskaamde kleed aan? Wil jy hom net aanraak vanmôre? Sê Here, dat ek nie by die bruilof sal probeer inkom sonder 'n bruilofskleed nie. Want die man met die purperkleed het die prys betaal vir een vir my. En ook vir ons vanmôre het ons vrymakende krag, ons het oorwinning, ons het genesing, ons het verlossing deur die bloed van die lam. Wie glo vanmôre dat by hierdie diens net 'n aanraking van God die verskil sal maak?